Halleluja. Sister Cindy, Prophetess Cindy hier aankom. En ek lees die bewoording van Hallelujah. there is power Yes. Amen. in the name of Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Jy weet dat as 'n mens besef wat die krag van die Here beteken. So. Is dit nie die krag van Sendlek? Hier. Dit is nie die krag van Eskom nie. Amen. Hier. Hier. Dit is nie die mense krag. Yes. Halleluja. Oh, dis Wat is die krag van Hallelujah. Allerhoogste? Yes. Amen. Dank je, Jesus. Oh, dank je, Jesus. Hallelujah. Laat my toe om u te groet. Amen. Oh, hallelujah. Pastore, Halleluja. profeteste, ons profete, ouderlinge, diakens, sondagsskoolers, Amen. Vader en moeder, in die teenwoordigheid van die Gees van die Here, Halleluja. wees Hallelujah. in die onfeilbare naam van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, Here, baie dank Thank you, Lord. vir hierdie geleentheid, Oh, thank you. om as instrument, Here, van u te kan optree. Daarom bid ek nou, Here, in die naam van Jesus. Laat nie my wil geskied nie, maar u wil in Jesus kragtige naam. Amen. Amen. Jesaja 40. Weet gister wat ek net klaar maak met my voorbereiding. Amen. Terwyl ek sit, is my voet. My hele been is dood. Hy slaap. En ek staan op. En net toe ek opstaan, toe toefie die duiwel my. So, Amen. en ek val. En ek het dit nie gevoel. Amen. Nou, ek het geswik. En ek lê toe daar, so vir 'n paar minute lê ek daar, ek kan niks doen. Daar's niemand in die huis nie, is net ek kan nie. Oh, En ek staan toe op, ek loop toe kamer toe en ek smeer bietjie net so die voet daar waar hy druk. En toe ek my weer kom kry, is die voet blou. En hy is opgeswel. oh, Jesus. En ek sê vir die duiwel, jy gaan my nie onder. Want jy weet wat ek vorm moet doen, Amen. maar jy sien dit. Amen. En ek gaan en ek sit die voet in die koeksoda en dan gooi ek die eucalyptus oil oor. En Ai. daar lê ek. Amen. En ek gebruik eers om danse salf. Halleluja. Danse wondersalf. Halleluja. En ek smeer dit aan. Grape as jy Halleluja. van om danse wondersalf. Yes. En ek smeer vir om danse wondersalf aan en lê toe. So, ek voel die pyn gaan weg. Halleluja. Hallelujah. Die aand toe gebruik ek die boereraad. Stinksalf. Ek smeer hom met stinksalf en vanoggend is dit. Amen. Amen. Here. Amen. Hallelujah. Die Here prys dan. Halleluja. Jesaja 40 vanaf vers 25. Amen. Die nuwe lewende vertaling sê, Here, met wie sal julle my vergelyk?
my gelyke? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre gemaak? Hy laat hulle soos 'n leermag uitmarseer. Die een ster na die ander. En roep elkeen by sy naam. Met sy groot krag en mag sorg hy dat die een wegraak of verdwaal. Vanaf vers 27 in die ou vertalings. Waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel? My weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes, van die aarde. Hy word nie moeg op maat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het. Die jonges word moeg en maak, en die jong manne strekker selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie maat. Amen. Dit is die woord van die Here. Amen. Ek weet nie hoeveel van u het die geleentheid gehad om na die wedstryd tussen die Springbokke en Argentinië te kyk. Nou sit ek voor die TV en ek voor die match begin vra ek vir myself af. Amen. Ek wonder hoeveel Suid-Afrikaners gaan teleurgesteld wees as die Bokke nou moet verloor. Hoeveel van hulle het honderdduisende geld gebed op die Springbokke? En as die Springbokke gaan verloor, is daar miskien van hulle wat selfmoord gaan pleeg. Oh, yes. It was all in the mind, in the mind. Oh. En ek wil vanmôre, voor u gaan luister na my preek, luister wat die Here gaan sê. Yes. Wil ek vir u sê, kry jou gedagtes in beheer. So. Want jou gedagtes bepaal hoe jy lewe. Yes. Oh, Jesus. Jy weet terwyl die Israeliete aan ballingskap was, het hulle gedink God het van hulle vergeet. Amen. Amen. Hulle was moedeloos. Hulle het aanhoudend gekla oor die omstandighede waarin hulle self bevind het. Nou die feit dat hulle weggevoer was vanuit hulle eie land, het hulle gedink dat God het beheer verloor. So. Hulle het gedink dat God se mag en krag het geval.
kom laat dit toe, dat ons in hierdie omstandighede lewe. Amen. Nou, jy weet dat die woord van die Here sê dat die Here se gedagtes is nie die mens se gedagtes. Amen. Sy werke is nie die mens se werke. So. En God lees die gedagtes van Israel. En God tree in, en God kom en hy sê vir Israel, nee, dat is nie wat julle dink. Halleluja. Julle weet nie wat my toekomsplanne vir julle is. God sê, gaan terug. Kyk wat het gebeur by Sinai. By die berg Sinai. Die gebod wat daar uitgesit was. Julle mag geen ander God aanbid. Maar soos wat julle gegaan het julle my aanbid. En julle het ander gode. So julle moet nou bietjie op die proef gestel word. Julle moet nou bietjie nie die leiding. Moet julle eintlik bietjie ervaar. Dat wat is dit? Om sonder die Here te lewe. So. God kom en sê, vir onthou julle dan, dat ek is die enigste God. Ek is die skepper van hemel en aarde. Amen. So. Wie anders het die mens gemaak? Wie anders het lig, donkerte en nag. So. Oh, Jesus. Ek alleen, sê die Here. Halleluja. Ek bepaal die lotgeval van die mens. Oh, dankie. Dan kom die Here teer. En hy kom sê vir die volk, die wat op die Here wag. Halleluja. Halleluja. En wanneer hierdie krag ingeskop het, wanneer die generator ingeskop het, Oh, yes. dan sal julle hoor julle se omstandighede. Halleluja. Ek sê, Halleluja. julle sal vlieg Yes. met arms. Oh, Jesus. Julle sal Amen. hard Halleluja. en nie moeg word. Amen. Maar die vertroue moet in een God wees. Amen. Oh, En niemand anders. Amen. oh, Jesus. Oh, Jesus. Nou Israel het geweet tot waar toe die Here is. Israel het geweet tot waar toe Yes. die Here in staat is. Maar hulle se geloof het hulle in die steek gelaat. Ons weet tot waar toe die Here in staat Yes. is wanneer ons sukkel met ons omstandighede. So. Maar ons geloof laat ons soms in die steek. Ons vertroue het verwag verswak. Wie is die Here dan? Wat hy nie omgee? Wie is
is soos wat die woord sê, in Spreuke 16 vers 9. Die mens verkrik, maar God beskik. Yes. 'n mens beplan sy koers, maar God het die reg tot op die eindbestemming. Oh, hallelujah. Yes. God bepaal die bestemming van die mens. En Amen. daar is nie 'n ander God wat dit kan doen. Halleluja. Oh, dankie. Halleluja. Oh, dankie. Baie mense glo daar is nie 'n God. Oh. Baie mense glo dat dit wat ek bereik in die lewe in is uit my eie krag. Maar my broer en my suster, soms as jy kyk na hierdie mense, weet ek het 2 weke terug gepraat met 'n selfe ou wat net so gepreek het. En ek gee die gelykenis van hierdie man wat ook gepreek het. Sy stoot vol gepak. En ek sê vir hom, jy weet wat jy vandag is, maar wat van? Die stoor van jou is vol, maar wat as die Here dit afneem? Wat gaan jy maak? So. Hy sê vir homself, ek glo nie daaraan, want ek het hard gewerk vir waar ek vandag is. Hy sê vir hom, dit was alleenlik deur die genade van die Here. Wat jy is, wat jy vandag is. So, maak jou saak reg. Amen. Halleluja. Vergeet van jou aardse besittings. Van jou aardse besittings kan jy vandag. Yes. Maar die Here kan jy tot in ewigheid Oh, by jou. hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. Jy weet baie keer is daar baie mense wat teer op alles wat verkeerd is. En dit is daai tipe van mense wat hulle is soms so noors in die samelewing. Jy weet nie, moet jy lag met hulle, moet jy 'n grap maak met hulle of moet jy huil met hulle. Jy kry daai tipe van mense. Yes. Yes. Daai mense wat alles begeer in die lewe in. Maar hulle glo nie dat dit moontlik is om dit te bereik. So. Jy weet, ek wil vir julle vanmôre sê. Daar's baie van ons wat sê, ek is nou in hierdie situasie. Donkerte het oor ons gekom. Ons sal nie hierdie uitkom. Hoe lang bly ons nou al in hierdie omstandighede? Hoe lang bid ons nou al dat Here dinge moet verander, maar niks gebeur. Dit het nou so donker geraak, dat ek nou maar besluit het, ek draai my rug om. So, want ek sal geen lig meer sien. Maar ek wil vir jou sê, my broer en my suster, as jy geloof en vertroue in die Here het, sal jy bo jou omstandighede kan wees. Niks is onmoontlik Halleluja. vir die Here. Jy weet dat die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 4 vers 17.
Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering. En dit gaan verby. Dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref. En wat ewig bly. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Weet en ek sal daarna maak myself op Halleluja. van Jesus op pad. Oh God. En ek sê vir myself, ja, na die krise wat ons dra, sal daar bekommering kom. Amen. Na die nederlaag, Yes. sal daar oorwinning wees. Halleluja. Oh, Jesus. As jy voel jy is die een wat baie klaar vir alles. Jy is die een wat glo en sê, die Here het van my vergeet. Dat ek vanmôre vir jou goeie is. Die Here sê volgende, die wat op die Here wag. Halleluja. Halleluja. Ek weet dat God het ons nie geskaap om verwoorders te wees. Maar God het ons geskaap om meer as oorwinnaars te wees. Dit is soos wat ek gesê het. It's all in you. God het ons geskaap om positief en voluit te lewe. Halleluja. Dat die negatiewe wat in ons lewe inkom, moet ons self omskakel. En dit is positief. Ons moet elke dag 'n nuwe lied in ons harte kan hê. Amen. Dat dit wat gister gebeur het, moet ons vir onsself sê, dit is geskied. Yes. Yes. Dis van gister. Yes. As daar trane, maar vanmôre is daar weer iets. Halleluja. Oh, dankie Jesus. Amen. Oh, dankie Here. Ons moet daai loflied van 'n Habakuk kan hê. Yes. Yes. Somt die vrye woord. God nee. Alles daar geen drywe aan die bungerde nie. So. Alles lyk die olyfoes. Yes. Alles die beeskrale leeg. Nogtans sal ek in die Here. Oh Jesus. Jy weet dat dit soms moeilik om nie te kla. Baie moeilik Yes. om nie te kla. Want soms lyk dit of die mens gemaak is om te kla. Ja. Soms is dit moeilik om die slegte dinge van die verlede te vergeet. Dit is baie. Dit is soms moeilik om te aanvaar dat die situasie waarin ek verkeer sal nie verander. Dit is soms moeilik om te kan sê, met hierdie sassa wat ek kry, sal ek nie deur die maand kan gaan. Die salaris wat ek verdien is so min. Die huis waarin ek bly, ek is nie tevrede daar. Weet ek praat dit ondervinding. As ek sê ons is nooit tevrede met wat ons het. Ons soek altyd meer of beter. Maar jy weet wat is ons groot probleem? Ons laat toe dat die dinge van die wêreld
God se plek in ons gedagtes. Ons maak nie God die sentrale punt van ons lewe. Ons maak nie God die bestuurder van die kar waarmee ons ry. Ons maak nie God die kaptein van die skip waarin ons beweeg op die aarde. Dit laat my dink aan die verhaal wat pastoor Apostel een keer vertel het van die storm. Die storm so goed op die see. Word die man gevra, man, hoekom is jy nie bekommerd? Ons gaan enige tyd verdrink, kyk, die water, die storm son. Sê hier die jongman vir jou, man, ek is bekommerd. Maar my pa, is die kaptein van die skip. Oh, halleluja. Halleluja. As jy vir jouself kan sê, dat maak nie saak hoe voet die storms rondom my nie. Yes. Want ek weet, wie is die kaptein van my skip. Halleluja. Oh, dankie. Oh, dankie, Jesus. Jy weet God met elke dag Oh, Jesus. die kragstasie wees, waar ons nuwe krag Oh, dankie, Jesus. kry vir die dag, vir die uitdagings wat voor lê. As die beloftes van die Here Oh, Jesus. vir jou waar is in Jesaja 41 vers 10. Nou waarom het jy dan nie vertroue? Oh, yes. Want Jesaja 41 vers 10 sê die Here self, moet nie bang wees nie, ek is by jou. Yes. Moet nie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ai. Ek versterk jou. Ai. Ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand. Ek red jou. Halleluja. Ai. Jy weet net die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Net die teenwoordigheid van die Here in ons lewe in. Stel ons in staat om te kan glo en te kan vertrou. Halleluja. Oh, Jesus. Dankie. Jy weet Dankie. om as 'n oorwinnaar te kan leef, Oh, dankie, Jesus. moet ons nie toelaat dat die duiwel met onze gedagtes speel. Ek sê dit weer. Om as oorwinnaar te beleef, moet ons nie toelaat dat die duiwel met onze gedagtes speel. Want die lewe van oorwinning hang nie af van jou omstandighede nie. 'n lewe van oorwinning hang af wat jou verhouding met God is. 'n lewe van oorwinning hang af of jou hart reg is. Amen. 'n lewe van oorwinning hang af. Of jy in vrede met God leef, of jy in vrede met jou medebroer en suster. Amen. Amen. Oh, dankie, Jesus. Jesaja 26 vers 4 verklaar die Here self.
altyd op die Here. Want die Here is 'n veilige toevlug. Hy is die ewige rots waarop ons kan bou. Oh, Hy wil vanmôre vir u sê, as jy voel dat jou gebedslewe is nie reg, is daar iets fout met jou verhouding met die Here. As jy voel dat jy soek leiding van die Here af, as jy voel jy soek 'n oplossing van die Here af, sê die woord van die Here, dan moet jy geduldig op die Here wag. Is dit nie wat sy woord vanmôre sê? Die wat op die Here wag, die wat op die Here vertrou, hulle kry nuwe krag. Hoe hulle so omstandighede te kan. oh, Jy weet dat God gee vir ons neute om te eet. yes, God gee vir ons neute om te eet. Yes. Yes. Maar hy kraak dit nie vir ons nie. yes, yes, ja, God gee vir ons neute om te eet. yes, Maar hy kraak dit nie Amen. vir ons nie. oh, Ons moet dit self kraak om dit te kan eet. oh, dankie Jesus. Met ander woorde, wat sê ek? God plaas vir ons in 'n situasie. En dan kyk hy, wat mag ons in daardie situasie doen? Jakobus 1:2 sê, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Yes, Want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, yes, stel dit julle in staat oh, dankie, om te volhard. amen, yes, hallelujah, As julle geloof die toets weerstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. oh, Amen. Dat die 3 manne wat in die oond geplas was, oh, yes, kon nie die Here sien. En hy omstandig die vuur yes, wat rondom hulle gebrand het. so, Hulle kon nie die Here sien. so, Maar die koning aan die buitekant kon die Here sien. so, Baie kere gebeur dit ook in ons lewens. yes, Dat die wonderwerke wat in ons lewens plaasvind, sien ons nie. Maar ander mense kom en vra, wat het gebeur? yes, Wat wonderwerke plaasvind. so, Hulle hallelujah, die werk van die Here gesien. so, oh, so, Wie is hier die Here? so, Wat op alles in staat is. so, Ek wil afsluit en vir u sê vandag, dit maak nie saak wat jou omstandighede is. Dit maak nie saak hoe donker jou toekoms lê. Dit maak nie saak wat die wêreld sê van jou omstandighede nie. Amen. God se krag is elke keer beskikbaar. Hy is daar om
om sy sterke hand jy sê al wat jy moet doen plaas jou swakke hart ek sal jou lei deur hierdie dal van doodskade ek sal jou lei na 'n pad van oorwinning wat op die Here wag. Amen. Amen. Haleluya, baie dankie vir genus. Die Here is seën en u net neem van hoogte